Wanneer mense die woord kredietkrisis hoor, dink hulle gewoonlik aan skuld, maar volgens die Kredietvereniging van Suid-Afrika lê die werklike probleem dalk elders. Miljoene Suid-Afrikaners kry eenvoudig nie toegang tot formele krediet nie. Om meer hieroor te gesels, verwelkom ons vandag die uitvoerende hoof van hierdie vereniging, Leonie van Pletsen, en dan het ons ook ons eie finansiële kenner Thys van Sail hier in die ateljee. Baie welkom aan albei van julle. Ek moet dit wees self. Goed, so ek wil graag met jou begin en vra, julle sê die grootste kredietkrisis in Suid-Afrika is nie skuld nie, maar toegang. Wat presies bedoel julle daarmee? Ons sukkel baie die laaste ruk om te sien dat verbruikers krediet kry tot gereguleerde kredietverskaffers. So almal fokus op skuld en dat daar baie skuld in Suid-Afrika is en dit is letterlik die geval, maar verbruikers gaan ook na die ongereguleerde mark toe as hulle afgekeur word van gereguleerde krediet. Ek dink baie keer as mense ook byvoorbeeld gaan kyk, Elsa, die probleem so wat hulle sê, is daai gereguleerd teenoor nie gereguleerd. En baie kere as mense wil geld hê, dan sluit tot die uiterste gaan om wel geld te kan bekom, veral as daar nood is. En dan baie kere is daai rentekoerse buitensporig. Ek bedoel, so met ander woorde, jy kan baie kere kry dat hulle byvoorbeeld jou per maand wat sal vra of per kwartaal vra, en dan sit enigiets in die omgewing van 10 tot selfs 50% van die kapitaal wat hy gaan leen. En dan sodra jy die eerste keer daarin getrap het, dan kom jy nooit weer daar uit nie. Goed, so hoe groot is die probleem tans? Jy weet, wanneer 'n mens kyk na Suid-Afrikaners wat jaarliks vir krediet afgekeur word. Dis 'n enorme probleem. So ons sien dat meer as 70% van verbruikers afgekeur word vir formele krediet. So dit beteken nie die behoefte vir krediet gaan weg nie. So hulle gaan byvoorbeeld na 'n nuwe bank, instansie toe wat gereguleer is. Hulle word afgekeur, dan sien hulle maar hoorie ek moet nog skoolfonds betaal, hier was 'n krisis in my lewe gewees en dan gaan hulle na die ongereguleerde mark toe. En die probleem is daar's geen beskerming vir die verbruiker nie. So niks in die kredietwet tel vir daai verbruiker nie en dis presies so waar hulle 50 tot 100% rente per maand vir gevra word. Is daar miskien ander risiko's wat jy kan uitsonder waarvan mense bewus behoort te wees? Ek dink die grootste risiko's is as jy na 'n kredietverskaffer toe gaan en hy vra vir jou vir dokumentasie soos 'n ID wat hy wil hou of hy wil jou bankkaart hou of hy wil jou PIN nommer hou, dan moet jy onmiddellik weet jy wat, hier's 'n groot probleem. As hy nie 'n bekostigbaarheidsstudie doen nie, alle kredietverskaffers moet 'n goeie bekostigbaarheidsstudie en 'n kredietbureau scan basies op jou doen. So maak seker dit gebeur. En dan moet jy kyk hoe hulle geld kollekteer, want die ongereguleerde mark maak maar van, dreigtaktiek gebruik en hulle rentekoerse is baie hoog. Ja, is eintlik 'n gevaarlike manier om krediet te bekom, want ek bedoel, sodra jy byvoorbeeld goeders moet neersit, wat eintlik vir jou elke dag tot dag se sekuriteit bied, soos byvoorbeeld 'n ID of jou kaartjie met jou pinkode. En natuurlik as iemand met 'n baseballbat opdaag, dan is dit die realiteit van die saak. So met ander woorde, jy word boonop afgepers ook vir kapitaal. So, en dit is eintlik 'n baie donker gat in wat enigiemand kan inval. Maar die mense is maar oor die algemeen seker oningelig, jy weet. Hulle is nie bewus daarvan dat dinge ook so vinnig hand uit kan ruk nie. Die mense is desperaat. Dis die probleem, is hulle word afgekeur van krediet, maar hulle kort nog steeds krediet. So die oplossing is dat daar sekere veranderinge in die kredietwet gebeur. As ek kyk na die formele kredietmark, wie ons verteenwoordig is, ons fooie en ons rentes is meer as 11 jaar terug hersien. So wat nou gebeur is, baie van gereguleerde kredietverskaffers raak nou ongereguleer oor dat die fooie nie op, basies op standaard is met al die wette wat ons moet nakom nie. So ons vra dat daar 'n hersiening is van die kredietwet en van die fooie wat plaasvind, en nie sodat ons alle verbruikers kan goedkeur nie, maar sodat ons die regte verbruikers kan goedkeur, want die nood vir krediet gaan nie weg nie. Hulle kyk net na ander plekke om krediet te kry, en wat ons ook sien is dat dobbel nou 'n groot probleem raak, want nou dobbel hulle om hierdie masjonisas af te betaal en dit maak dit net erger. Ja, so sluit dit aan by die feit dat julle voel die regulasies is verouderd. Verseker. So ek dink daar is sekere veranderinge wat moet plaasvind oor die fooie, oor bekostigbaarheidsstudies, om te kyk hoe ons ook klein besighede kan help. Want wat ons nou sien is, ons kan nie, ons het nie die aptyd om vir risiko, voorsiening te maak nie. So ons moet kyk na die bekostigbaarheidsstudies, dat dit verander word en ook na die rente en die fooie. Nou, sommige mense hoor meer toegang tot krediet liewer en dink dit beteken mense gaan net verder in die skuld beland. Wat is jou reaksie daarop?
Dit is glad nie die geval nie. Ek dink as ons kyk na die kredietwet, is daar sekere riglyne wat die kredietverskaffers aan moet voldoen om die verbruiker te beskerm. So die bekostigbaarheidsstudies, die kredietbureaus checks wat hulle moet doen. So ons het riglyne, ons probeer die verbruiker beskerm, maar as jy meer as 70% van die van die verbruikers afkeer, het hulle nie 'n ander keuse nie. Dan gaan hulle na die ongereguleerde mark toe. En dan op die ou end kom hulle terug na ons toe en ons kan hulle nie help nie want hulle is so in die moeilikheid dat hulle moet na ander goeders kyk soos skuldberading of hulle moet sekwestreer en dit maak dit eintlik baie ongemaklik. Maar wanneer as ek albei kan aansluit ook, jy weet, waarop word 70% byvoorbeeld afgekeur? Is dit juist as gevolg van klaar dalk oorgehandig, jy weet, is hulle klaar in slegte skuld en dan hoe rehabiliteer jy so 'n persoon byvoorbeeld vinnig genoeg, jy weet, om hom wel te laat krediet te kan laat kry? So ons probleem wat ons sien is baie van die mense wat uit matriek uitkom. So hulle, ons noem hulle thin file clients. So hulle het nie gewoonlik 'n kredietbureau skoor nie. So die risiko is baie hoog. Nou as die fooie nie na die risiko kyk nie, dan moet ons onmiddellik vir hulle sê, weet julle wat, ons kan julle nie meer help nie. Wat beteken daai ouens gaan onmiddellik na die ongereguleerde mark toe. Of dierder skuld wat gereguleerd is en dan val hy byvoorbeeld dan in die moeilikheid as gevolg van dat hy nie daai dierskuld noodwendig kan diens nie. Yes, en dis die groot probleem. So van die get-go af sê vir hom, ek gaan jou nie kan help nie as jy jou eie besigheid wil begin, jy kan dit nie by ons kry nie en dis wat dit moeilik maak. En dan kom hulle, ons noem dit 'n debt cycle en dan sukkel hulle verskriklik om uit dit uit te kom. Maar dink jy dit is nonsens dat jy 'n krediettelling moet opbou? Byvoorbeeld nou soos hierdie fin files nie. So jy kom nou net uit matriek uit, jy's 'n entrepreneur en nou soek jy jou eerste besigheidslening. Nou sê hulle vir jou nee, ek kan nie vir jou krediet gee nie want jy het nie 'n skoor nie. So dit is ons nou absoluut nonsens. Kyk, dit is die enigste manier hoe 'n kredietverskaffer kan bepaal of die ou kan terugbetaal. Maar ons wil graag daai ouens help want baie van hierdie mense wat uit matriek uitkom, hulle het baie goeie besigheidsidees, maar hulle risiko is so hoog. So ons voel as hulle die fooie aanpas, dan kan ons basies kyk na die risiko wat daar is en ons kan hierdie ouens help. En so kan ons 300 miljard in die kredietekonomie insit. Dit klink vir my asof die eerste stap dan maar eintlik is om net by julle aan te klop voordat hulle met enige soort proses voortgaan. Ek wil ook vir jou vra, watter rol speel toegang tot krediet in die groei van klein besighede en entrepreneurskap om daarbey aan te sluit? Dit speel 'n enorme rol. So ons sien op hierdie stadium dat 'n klomp verbruikers wil klein besighede oopmaak. Hulle wil byvoorbeeld nuwe wiele vir hulle taxi koop of hulle wil hulle spaza shop, hulle wil nuwe jy weet goedjies in hulle spaza shop sit. As hulle die fooie hersien, is ons mark meer as bereid om daai risiko op daai verbruikers te neem. En ek dink dit is baie belangrik om selfs te kyk na prokureurs wat nou net klaar gestudeer het. Hulle moet 'n praktyk oopmaak, maar hierdie ouens kry nie bekostigbare krediet nie want hulle het nie die nodige jy weet kredietbureau skoor sodat ons daarna kan kyk nie. So ons voel regtig ons kan 'n groot, jy weet, enorme verskil maak in Suid-Afrika waar ons nuwe, jy weet, werk kan skep, nuwe klein besighede kan ondersteun as daar gekyk word na die nasionale kredietwet. En ek dink dit is so 'n belangrike onderwerp wat maar eintlik gereeld bespreek moet word. Maar baie dankie aan albei van julle dat julle vandag hier kom aangesluit het vir die spesifieke gesprek. Goed, maak seker jy bly ingeskakel want Skalk Besaidenout kuier net hierna in die ateljee. Jy's ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Maak ook seker jy volg ons op al ons sosiale media platforms om op hoogte van sake te bly.